Welkom in my Afrikaanse klas. Ons gaan vandag gesels oor idiome, uitdrukkings en raaisels. Hoekom is dit belangrik dat ons na hierdie goed kyk? Die grootste rede is dit bring kleur aan ons taal. Dit bring kleur aan Afrikaans. Kom ons kyk gou-gou. Idiomatiese uitdrukkings, dis alles deel van figuurlike taalgebruik. So, nie regtig letterlik nie. Dis altyd iets wat 'n bybedoeling het. As jy wil kyk na die wonderlikste voorbeelde, kyk na idees vol vrees. Hulle kry dit reg om idiome te vat en dit dan letterlik uit te beeld, wat eintlik dan skreeusnaaks is. Dit maak die taal interessant. Dit is tog lekkerder om te sê, sy is so dom soos grond. Dan weet jy, sy is regtig baie dom. So dit help net om die kleurvolheid van die taal te beklemtoon. So kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Ek het sommer net op die internet gaan kyk vir hierdie voorbeelde en daar is eindelose moontlikhede. Dit reën katte en honde. Nou, waar kom dit vandaan? Daar's baie bespiegeling daaroor, maar in die ou tyd blykbaar het die katte en die honde op die dak geslaap en as dit reën dan het hulle afgegly. Ek weet nie of dit waar is nie. Die appel val nie ver van die boom af nie. So, dit is gewoonlik word dit gebruik in familieverband waar iemand sal sê die kind aard baie na sy pa. Dan sal hulle sê die appel val nie ver van die boom af nie. Hier is nou een van idees vol vrees se voorbeelde. Daar's 'n slang in die gras. Sien julle, hulle beeld dit letterlik uit en dit beteken ergens is daar moeilikheid aan die kom. Iets is nie lekker hier nie. Hierdie ene van krokodiltrane huil, is iemand wat baie onopreg trane stort. Iets uit die duim suig, so jy fabriseer iets wat nie die waarheid is nie. Daar's nog ene, wat dieselfde is, hulle het die duim letterlik gevat, dat jy nou dit suig soos 'n suigstokkie. Net die oortjies van die seekoei, die ander gewilde een sal wees die punt van die ysberg. Julle weet almal hoe lyk 'n ysberg, en dis net daai stukkie wat onder die water uitsteek en dan, maar jy weet nie van alles wat onder nog aan die gang is nie. En dan, jy sit soos 'n uil op 'n kluit, jy is verlore en verleë. Jy's bietjie uit jou plek uit. So, daar is honderde en honderde. Daar is 'n webwerf met die naam van Mieliestronk, wat julle kan gaan kyk, waar daar vreeslik baie idiome is. Ons kyk net gou 'n paar. Hier is 'n oefening wat julle kan doen, die idioom by die betekenis. Mense wat baie praat. So kom ons kyk, nommer G pas by hom. Hulle praat land en sand. Weet nie waar dit vandaan kom nie. Onverstaanbare werk, as jou werk baie moeilik is, dan sal jy sê dit is bo my vuurmaakplek. Nommer 3, goeie eters, maar swak werkers. So dis mense wat baie daarvan hou om te eet, maar hulle is bietjie lui. Dan pas dit, daai ene moet 'n G wees. Gou by die bak, maar lui by die vak. So gou by die bak met die kos, maar lui wanneer dit kom by werk of waar hulle vakkundig moet besig wees. Nommer 4, goeie werk kan nie in die donker gebeur nie. So, hier is hy, donker werk is konkelwerk. So dit is daai een is nommer A, hierdie een is nommer H. Moedig iemand aan om sy beste te probeer. Dan sê ons, probeer is die beste geweer.
Nothing comes nothing comes with trying, right? So probeer maar net. Foute weens oorhaastigheid, so as jy 'n fout maak omdat jy oorhaastig is, dan sê hulle altyd 'n haastige hond verbrand sy mond. 'n Haastige hond is nommer C. Om oor onbenullighede te praat. To have a conversation about sweet nothings. Dan sê hulle, jy praat oor koetjies en kalfies. Mooi is dit. Daar is groot fout. Ons weet, dit beteken daar's 'n slang in die gras. Ons het al na hom gekyk. Dis te laat om iets aan die saak te doen. Nommer E, die koel is deur die kerk. So, waar dit vandaan kom, weet die Vader alleen, maar die koel is deur die kerk pas daarin. Kindertjies hoor alles. Hulle tel goedjies so vinnig op. Kleine muisies het groote ore. So dit help net om die taal 'n bietjie meer kleurvol te maak. Kom ons kyk na die volgende een. Daar's baie idiome met geld en rykdom. Nou hier moet ons die woorde wat in groen is, inpas. Die miljonair maak geld soos bossies. Die meisie is met die goue lepel in die mond gebore. Dit beteken, sy het, she was born into riches. Alles het net vir haar goed geloop. Die boemelaar is so arm soos 'n kerkmuis. Ja, die arme muise wat in die kerk bly, kry nie baie nie. Vroeg uit die bed maak die beursie vet. So, jy moet maar vroeg opstaan as jy geleenthede wil gebruik en geld wil maak. Erfgeld is swerfgeld. So, my skoonpa het altyd 'n baie goeie sê ding gehad. As jy nou vir hom sê, jene pa, ek het nou vandag hierdie oulike mense ontmoet. Hulle is nou regtig goeie mense. Dan sal hy so op sy droë manier sê, het jy hulle al sien erf? Net om daarmee te sê, lelike eienskappe, bad characteristics come out when people are inheriting, and lots of fights are created about that. So, inheritance is not always good. Geld wat stom is, maak reg wat krom is. So, if you've got money to throw at the problem, that's, yeah, some people do that. Armoede leer bene kou. If you are poor, it teaches you, then you will eat anything. Just, it's trying to say that. Goed, so daar's 'n paar voorbeelde. In beide julle handbook en study guide en A+ Afrikaans is daar baie voorbeelde van idiome, en soos ek gesê het op die TV ook, op die rekenaar ook, ekskuus. Goed, hier is nou 'n paar voorbeelde van vaste uitdrukkings. Hierdie woorde word altyd saam gebruik. Hulle staan by mekaar. Ons bak en brou. Ons almal hou daarvan om te kook en te bak. Ons bak en brou. So dan en wan gaan stap ons met die hond. Wat nie reg is nie, ons behoort elke dag met die hond te stap. So elke nou en dan en wan. Hy raap en skraap. He's scratching the bottom to get some money together. Hy kla steen en been. So he's really complaining bitterly. Die gerug, the rumor, versprei wyd en suid. Wyd en suid means all over the place. Kort en kragtig, must be short and powerful. Sit en sak en as.
I always told my kids in class, when I mark their stuff and I see something that they should have been able to answer, then I would say, I'm sitting in the corner of my yard, I'm throwing ash on my head, I'm ripping my clothes and I'm wailing. That's what it means to sit and sock in us. Jy verduidelik iets stap vir stap, step by step. Sy is bygestaan met raad en daad. So they've given her advice, but they also helped her. Hy sit hoog en droog. He's sort of above everything else. Everything happens underneath. Hy sit hoog en droog en hy steur hom aan niks nie. As jy iets vir soetkoek opeet, is jy baie liggelowig. You are very naive and you just take things and hear things and say things without checking it. As die skoen jou pas, as iemand sê, hier is 'n klomp lui kinders in die klas en jy raak geafronteerd, dan is dit miskien omdat jy self nie te fliks is nie. So, gedane sake het geen keer, things that are done are done. Jy wil weet waar jy aan of af is. Jy wil weet waar jy staan. So hierdie goedjies is dinge wat jy maar net moet leer en probeer om te gebruik en te incorporeer in julle taalgebruik. Raaisels, nou goed. Raaisels is iets wat ek weet nie eers of julle regtig meer weet wat dit is nie. In die dae voor TV moes ons onsself vermaak en dan het ons baie raaisels vir mekaar gevra. Dis ook daai silly goed wat jy doen as jy 12 uur in die nag baie moeg is en jy begin nonsens praat. Goed, kom ons kyk of ons hierdie raaisels kan antwoord. Ons is baie boeties wat in dieselfde huis woon. As hulle ons kop krap, sterf ons op 'n slag. Nou ja, dit is 'n dosie vierhoutjies. Hulle is baie boeties wat in 'n klein vierhoutjie dosie is en as jy hulle koppies krap, dan gaan hulle dood, dan brand hulle dood. Watter ding slaan jou altyd in die gesig, maar jy sien hom nooit nie? Die wind, né? Hy kan in jou gesig waai, maar jy sien nie regtig die wind nie, jy sien die effek van die wind. Hangende gaan ek voort en maak die man elegant. Hanging in front, I make the man elegant. En dit is 'n das of 'n tie. Hier is 'n interessante een. My pa het 4 kinders. Jan, Marie en Sandra. Wie is die 4de een? Ek. Van die aarde af gaan ek na die hemel en keer dan weer terug om lewe te gee. Dit is water of, ons kan ook sê, reën. Jy kan dit nie sien nie, maar jy kan ook nie daarsonder lewe nie. So, dink 'n bietjie. What can't you see, but you can't live without it? Dit is air, né? Of lug. Hier's 'n interessante een. Ek was en ek is nie. Ek is nie en ek was. Dit is gister. Yesterday. It happened, I'm not, and it happened. Yesterday. Ons het 2 goeie bene, maar ons weet nie hoe om te loop nie. 2 bene, maar ons weet nie hoe om te loop nie. Wat kan dit wees? Dis 'n broek. Pair of pants. Wat het die piesang vir die hond vertel? Niks, want piesangs kan nie praat nie. Wat noem 'n mens 'n vlieg sonder vlerke? 'n loop. Goed, sommer net so 'n bietjie labbigheid. Hierdie 2 boeke gaan vir jou baie help as jy op soek is na
uitdrukkings, idiome, gebruik dit om jou te help. Tot 'n volgende keer.